Goeiemôre, geliefde kind van God. Ja, jy wat nou hier luister, is God se geliefde kind. En vandag kyk ons na gedagte 5, en dit handel oor afgebrande hutte. Die enigste oorlewende van 'n skeepsramp het op 'n klein en 'n verlate eiland uitgespoel. En ek weet die meeste van ons ken die storie, maar ek gaan dit vandag vertel om vir jou te wys wat die Here vir ons sê daardeur. Hierdie man het ernstig gebid dat God hom moet red, en elke dag het hy op die horison gekyk. Hy het die horison dopgehou vir 'n moontlike verbygaande skip, maar daar was niks. En uitgeput het hy uiteindelik vir hom 'n hut gebou. Ja, die kos was baie skaars op die eiland, en hy het stadig aan by mekaar gemaak wat hy kon. Wie weet hoe lank hy nog daar sou moes bly, Maar eendag, toe hy weer na kos gaan soek het hy by sy terugkeer gesien dat sy hut aan die brand is. Hy kon aan hierdie brand niks doen nie. Hy kon nie die brand blus nie. Alles wat hy by mekaar gemaak het, is vernietig. En dis nodeloos om te sê dat die man was moedeloos. Natuurlik, ons kan dit verstaan. Maar hy sit met sy kop tussen sy bene en hy bid en hy sê, o Here my God, hoe kon U dit aan my doen? Maar onthou vandag wat God in noodtoestande vir ons sê. Vir al die negatiewe dinge wat in ons lewe gebeur, het God altyd 'n positiewe antwoord. En God se antwoorde en sy woord is ja en amen. As jy dit glo, dan is dit reg. Wanneer jy sê iets is onmoontlik, dan sê God vir jou, alle dinge is moontlik. Lukas 18:27. Wanneer jy moeg is, dan bied God jou rus aan. Matteus 11:28. En wanneer jy meen, niemand het jou lief nie, dan sê God, ek het jou lief. Johannes 3:16. Of dalk wanneer jy meen, jy kan nie meer voortgaan nie. Daar is net nie meer 'n horison om dop te hou nie, dan sê God, my genade is vir jou genoeg. 11 Korintiërs 12:9. Jy meen dalk jy kan nie kop bo water hou nie, maar God sê, hy sal in al jou nood voorsien. Filippense 4:19. En wanneer jy meen dat jy eensaam is, dan sê God, hy sal jou nooit verlaat nie. Hebreërs 13:5. Ja, soms moet 'n mens se hut afbrand, sodat jy weer die genade van God kan smaak. Soms moet 'n mens se hut afbrand, sodat jy weer nader aan die Here kan beweeg. Want ons beweeg so maklik weg van die Here af, in plaas van nader na die Here toe. Die hut van die man van wie ons net nou gepraat het, hy sit nog in huil en hy skree vir God, hoe kan God dit aan hom doen? En hy's hartseer, hy's mismoedig, hy sit op die strand met sy kop tussen sy bene, en skielik hoor hy die drenende motore van 'n skip wat hom wakker maak. Die bemanning het hom kom red. Maar hoe het julle geweet ek is hier, wou hy by die manning weet? O, ons het jou rooksein gesien, het hulle geantwoord. Ja, het is maklik om mismoedig te word. Maar as Christene is ons veronderstel om altyd bo die omstandighede te lewe en nooit onder die omstandighede nie. Ons moet bo die lyn lewe en nie onder die lyn nie. Ons moet God so goed leer ken, dat ons sal besef, dat wat ook al gebeur, God het 'n plan daarmee. Daardie plan mag jy dalk nooit uitvind nie, maar God weet wat dit is. Al word 'n mens soos ou Josef daaronder in die put gegooi. Hy het nie geweet wat aangaan nie, maar hy het geweet, toe hy daai put uitkom, God het 'n plan met hom. Ja, God is aan die werk in ons lewens, selfs te midde van ons pyn, ons lyding, ons siekte, ons ongemaklike lewe.
Maar onthou volgende keer, wanneer jou hut tot op die grond afbrand, dan is dit dalk bloot 'n rooksein wat roep na God se genade. Seën, vrede, genade en barmhartigheid aan jou geliefde kind van God, vanaf God onsse Vader en die Here Jesus Christus en deur die Heilige Gees in ons harte geanker. Maak daardie anker stewig vas. Amen.